Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Soos altyd lekker om saam met jou hier te wees en ek sien uit om hierdie week saam met jou tyd te spandeer in die woord van die Here en ek glo die Here openbaar dinge vir my en vir jou. Hierdie week mag dit jou hart aanraak, mag sy gees dit vasbind. En van waar jy ook al kyk, ek hoop dit gaan met jou goed. Dankie vir jou likes en jou shares en dat jy inskakel by ons. Hierdie week is ons tema dien ander. Hoe kan ek en jy ander dien? Nie net ons naaste nie, maar mense om ons, mense wat ek wil sê wat die Here op ons pad sit, nie net elke dag nie, maar elke nou en dan. Hoe is ons besig om mense om ons te dien? En saam met dit, wat is Christus se verwagting van my en jou? Wat verwag hy en hoe verwag hy dien ek en jy mense? En ons is vandag daar in Matteus 22 vers 36 tot 39 en Christus is aan die woord, hy sê, Leermeester, vra hy, is 'n man wat hom 'n vraag vra, wat is die belangrikste opdrag in die wet van Moses? Jesus se antwoord was, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrike opdrag, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Christus kom sê, nie net dat hy verstaan die wet so nie, maar hy kom sê dat dit is 'n opdrag. En ek wil vanoggend vir jou sê, om mense lief te hê, om uit te reik na ons naaste toe, en om mense te dien, is nie as ons so wil of as ons so voel nie, maar is 'n opdrag van God. Dit is 'n verwagting wat Christus van my en jou het, en ek dink meer as hierdie kom kleer uit die prentjie 'n bietjie meer in, en die Bybel sê, ons mag nie eers vir ons broer sê raak aan nie, beteken jou skobbejak of wat ook al. Hy sê ons mag nie slegte woorde teen mense spreek nie. Saam met dit sê Christus, ek en jy moet vredemakers wees. Hy sê ook ons sal geseënd wees as ons vredemakers is, maar Jesus verwag dat ek en jy mense dien, dat ons vredemakers is. Dis dieselfde Jesus wat sê ons moet die seën wat ons vervloek en ons moet vir hulle bid wat ons vervolg, en dis, ek wil vir jou sê, so die Engelse sê, dis 'n tall order. Hoe bid ek vir iemand wat besig is om my te vervolg, of wat my wil kwaad aandoen, of wat regtig net vieslik is met my? Christus sê, ek en jy moet hierdie mense dien, en dit is 'n opdrag van hom af. So, mag ek en jy ons week afskop met die wete, dat om mense te dien, om mense te serve, om hulle lief te hê, is 'n opdrag van Christus. Nie hoe ek voel, of hoe ek vanoggend opgestaan het, of waar ek dalk in my eie lewe is, of wat se rol my emosies dalk mag speel nie, maar dit is 'n opdrag van Christus, dat ek en jy vandag mense sal lief hê. So mag ons met daai idee ingaan, en ek wil amper vir jou sê, mag dit die fondasie vorm vir die res van die week, en mag ons bou saam op dit. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Here, U sê, ons is in staat om lief te hê, omdat ons eerste lief gehad is. Dankie dat U ons gekies het, dat U ons lief het, Here, en dat U U liefde aan ons bewys deur die kruis, Here, maar elke dag, dat U genade vir ons nuut is. Here, mag U ons in staat stel, nie net vandag nie, maar vir die res van ons lewens, Here, om mense op 'n besondere manier, op 'n kragtige manier lief te hê, soos wat U ons lief het. Mag ons mense dien, Here, mag ons 'n ingesteldheid hê opnuut, Here, om uit te reik na mense toe, om hande te vat met mense, en om hulle regtig net bonatuurlik lief te hê. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons tyd spandeer vandag. Ek sien uit om jou môre te sien, jy met 'n awesome dag hê. Sterkte vir hierdie maandag, ek hoop dit is 'n lekker een. Sien jou môre. Totsiens.